Goeiedag elkeen, ek groet u in Christus wonderlike naam, en kom ons bid net saam. Ons Here en Hemelse Vader, ons kom weer op 'n droewige dag voor u aangesig, maar ook 'n dag met ook 'n innerlike vrede, Here. Met die wete vanmôre, Here, dat u dogter met u verenig het. Ek vra ook so, Here, dat deur hierdie verrigting, dat die Gees in ons elkeen se hart sal werk volgens u woord, en dat u ook, Here, daar waar die gebrokenheid is, die hartseer is, die trane is, dit ook vir ons sal afvee vanmôre. Ons vra dit alleen in Christus naam. Amen. Nou, eerstens net vir u kom verwelkom vanmôre, hierdie baie hartseer dag, en ook my innige meegevoel met jou ma. Dit is jou ma. Dit is 'n baie hartseer gebeurtenis. En ook so vir Pastor Louis, vir Louis wat sy vrou ook verloor het. Mense wat dit ken sal weet waarvan gepraat word, en dan ook die familie, ons innige meegevoel en vriende met die verlies van 'n kosbare vriendin, ma en 'n vrou. Nou vanmôre gaan ons die eerste lied saam sing, Wat 'n vriend het ons in Jesus. Ons gaan saam sing, kom ons staan. Ons vergader hier vanmôre om 'n huldeblyk te toon, respek aan Baile Debbie. En sy was, soos ek gesê het, 'n ma vir Nika. Sy was 'n vrou gewees vir haar man Louis. Maar ook so was sy 'n vriendin gewees, 'n kosbare vriendin vir soveel mense. En
soos ek ook maar vir almal sê, dit is so belangrik dat ons net kan verstaan dat Matteus 5 vers 4 sê vir ons ook, dat salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. So dit is ook so dat die Here gegee dat ons mag huil, want dit is 'n hartseer oomblik, en dit is ook 'n verlies, want die dood is ook so finaal hier op hierdie aarde. As ek terugdink aan die lewe van Debbie, net vir my, om 'n bietjie met u te deel, eers van my kant af. Ek het haar ook 'n redelike hele paar jaar terug ontmoet, en sy was ook so 'n student van my gewees in 2020, waar sy dan ook die evangelisasie en teologie kursus gedoen het, en waar sy dit ook voltooi het in 2021, en ook so haar diploma rondom dit ook so ontvang het. Sy is ook iemand wat ons in die Bybelskool, buiten die gemeente homself, ook so 'n hand van gemeenskap gegee het, en uitgereik het daar waar ons openligdienste gehou het, het sy gehelp met die kosse, en sy het haarself beskikbaar gegee tot die buiteveld aksies ook. Maar ook is sy iemand wat haar lewe vir iemand anders ook gegee het, vir die wat nie eens weet daarvan nie. Vir mense met huishoudelike probleme was sy daar wat niemand van weet nie. Sy was 'n helpende hand vir mense in gesinne gewees wat nie voedsel op die tafel gehad het nie. Dinge wat ander mense nie van weet nie, want sy het ook die hart gehad van dat sy blaker nie dinge uit wat sy vir ander mense doen nie. Maar ook so het ek die voorreg gehad, terwyl sy in een van my lesse sit, die Gees van die Here vir my ook duidelik vir haar gesê, dis nog voordat sy in die huwelik was met pastoor Louis, en voordat sy nog in die bediening gestaan het, toe ek vir haar gesê, hier by die tafel, dat die Gees van die Here sê vir my, jy gaan in die bediening staan, en sy het my net so gekyk, en sy het dit in haar Bybel neergeskryf, weet jy, pastoor Louis dit gesien het, ek glo hy het, maar op die einde van die dag het die Here haar tot die bediening geneem, saam met haar man, vir die bepaalde tyd, soos God dit bepaal het. Daar's baie dinge wat een ek nie verstaan nie, maar God doen wat hy doen. Nou vanmôre, as inleiding, wil ek as 'n boodskap vir u gee, die gawe van die lewe in Christus. Nou ek het dit ook, as 'n leier, ook deur die jare, waar 'n ouer dame in my arms gesterf het, waar sy ook in Christus gesterf het, en dan los dit 'n blye hart in my eie siel, om te weet, ten spyte van die hartseer, is om te weet dat hierdie persoon is in Christus. Maar ook so was dit vir my 'n baie moeilike tyd gewees, toe daar 'n man ook so afgesterf het in die hande van 'n prostituut, en ek moes sy begrafnis doen, en die hartseer wat oor my gekom het, die denke van waar vind hy homself. Ek het nie mag, en ek het nie die mag om hom te oordeel nie, want 'n mens weet nie wat daarna gebeur het nie. Maar in my eie hart weet ek, is dat dit is 'n bekommernis, wanneer 'n mens nie die gawe van die lewe van Christus hier respekteer, wat gegee word vir ons, terwyl ons hier is nie. 'n Begrafnis is 'n geleentheid vir een van my, om weer eens introspeksie te toon, teenoor jouself, in die spieël te kyk van God se woord, en jouself 'n paar vrae af te vra, voordat ons kan kom by die beginsels van, dit is 'n gawe om in Christus af te sterwe. My eerste gedagte vir u gaan oor die grond is afwagtend tot die mens se dood. Klink baie snaaks op die oor, maar wanneer 'n mens gaan lees in 2 Samuel 14 vers 14, dan sê die skrif, want ons moet eenmaal sterwe, en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, want 'n mens nie weer kan versamel nie, en God neem die lewe nie weg nie, maar hy koester gedagtes om in verstotene nie van hom af te stoot nie. Nou is baie diepe ware woorde die, dat 'n mens die ernstige gedagte hier moet in kan hê, dat mens kan besef, dat 'n mens is bestem
om eenmaal dood te gaan hier op hierdie aarde. Maar ook so verklaar die woord van die Here vir ons dat dit is soos water wat op die grond uitgegiet word. Wanneer ek en jy die water neem en jy gooi dit daar buite op die grond uit, nooit weer kan jy daai water weer versamel en in 'n houer terugkry nie. Maar daar is een ding wat God vir ons ook in hierdie, vir ons baie duidelik maak, is die feit daarvan dat hy neem nie die lewe weg nie. So wanneer die persoon hier afsterf, dan gaan die lewe weer aan in die hiernamaals. Dit hou nie op nie. En vir die persoon wat afgesterf het hier op hierdie aarde, is daar dan weer 'n hiernamaals wat op hom of op haar wag, terwyl u en ek nog aan hierdie kant van die graf is. Daar is soveel wat beleef op hierdie aarde 'n verstotenheid en 'n verwerplikheid terwyl hulle hier is. En hulle gaan deur parsings as kinders van die Here. Maar wanneer God die siel kom haal het en die gees wat aan hom behoort, wat so verstote was, sê die woord van die Here dat hy hierdie verstotene nie sal wegstoot nie. En dit is die blymoedigheid wat ons het in die hiernamaals, is dat wat ons ook al hier deurmaak, is 'n tydelikheid. Maar God sal ons nooit hierna verstoot nie. Na die val van die mens weet ons, want dit is die geskiedenis van die blye boodskap van die Here, daar in Genesis 3:19, wat vir ons sê, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet. Hy sê, totdat jy terugkeer na die aarde. Hy sê, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Nou, ons moet dit weet vanmôre, elkeen wat hier sit. Dit maak nie saak hoe jonk jy is vanmôre nie, jy kan 8 jaar oud wees, jy kan 80 jaar oud wees. Daar's 'n dag en 'n uur, of jy nou veras gaan word, en of jy gaan begrawe word, dat ons liggame gaan weer tot stof, soos daardie water wat in die grond uitgegiet word, en jy gaan dit nie weer kan terugbring nie, want die siel is daaruit. Dit laat my dink aan die mens wat hom wil uitleef in die uiterlike van homself, hoe my hare lyk, en ons spandeer duisende rande soms per jaar aan jou hare, of aan kledingstukke, of ook so wat, alles wat 'n mens bymekaar maak op hierdie aarde, maar iewers kom daar 'n dag, soos die skrif sê, is dat tot stof sal jy teruggaan. En alles wat stoffasie is, bly agter. Niks gaan saam met u en my nie. Wanneer ek kyk na Job se geskrewe, dan sê hy, dan 30 vers 23 sê hy vir ons, want ek weet, u wil my na die dood toe bring, en na die huis waar al wat lewe saamkom. Die medewete dat die Here het dit so bepaal na die sondeval, dat ek weet die Here gaan ons almal na die dood toe bring. Maar ek weet ook so, dat God wil ons hê daar waar die lewendes in hom is in die hiernamaals. God het dit nog nooit vir die mens bepaal om op die einde van die dag te beland in 'n plek wat vir ewig sal brand nie. En dit is my blye hart vanmôre, is net om te weet dat jou moeder vanmôre is in die land van die lewendes. Jou vrou is in die land van die lewendes vanmôre. En dit is daar die blye boodskap dat jy mens net weer vir jouself moet kom afvra en vra dat, is my innerlike mens met die Here Jesus reg? Dis 'n persoonlike vraag daai, en is eintlik die grootste vraag wat 'n mens jouself moet afvra op hierdie aarde, om net in die spieël te kyk en vir jouself te sê, Heinrich, is jy reg om jou maker te ontmoet? Ek wil vir u ook lees daar in Romeine 8, wat vir ons sê, in vers 6, dit sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.
En dit is iets wat slegs tussen u en my, of althans tussen my en God en tussen u en God kan leef. Ek kan nie in die gaping staan om vir u in die bres te staan om te sê, Here, u moet hom red nie. Maar ons kan by God vra om ons te help en mekaar te help. Maar wat in die hiernamaals gaan gebeur, dit is hoe elkeen sy eie pakkie hier gedra het en uitgeleef het terwyl ons nog hier is. Dan is dit ook so dat 'n mens moet verstaan dat hierdie skrif verduidelik vir ons dat 'n mens is of in vrede met God of ons is in vyandskap met God. En wanneer 'n mens gaan kyk na hierdie dinge, dan sien 'n mens dat as jy in vriendskap met God wil wees, beteken dit dat ek moet sy seun Jesus Christus kan aanneem as my persoonlike verlosser en my saligmaker. Maar ook so is dit dat ek moet probeer om die heiligmaking na te streef na die hart van die Vader, sodat ek kan uitleef wat die Here my gegee het om te doen. Maar ook vir die te ondersteun, wat dit nie maklik het as 'n kind van God ook op hierdie aarde nie. Maar hoe vreeslik is dit nie om in vyandskap weer met God te kan wees, wanneer 'n mens nie bereid is om die seun aan te neem nie. En 'n mens nie bereid is om die hart van die Vader te soek, terwyl dit te vinde is vir u en vir my, terwyl ons nog hier is nie. En dit is daai dinge wat 'n mens moet besef, is dat jouself net die vraag moet afvra is, waar is my welliste op hierdie aarde? Het ek hierdie lus om die Here te dien, of is my welliste daar in hierdie aardse dinge? Jy weet, wanneer ek so dink, en ek sien hoe die mens homself kry, selfs binne in die kerk, is daar nie eens meer die respek tot God, om bietjie af te sonder, en dat mense selfs binne die gemeente sit, met hulle fone, en hulle is besig om video's in fone te kyk. Dan vra mens jouself af, waar is my hart met die Here, terwyl ons besig is met die saak van die Here? Dis iets wat ons tog moet afvra, want dit is wat Prediker vir ons verduidelik, dat ons op sulke tye, waar 'n mens self moet ondersoek, want dit is beter om by 'n begrafnis te kom, as wat jy by 'n plek is waar daar partytjies is, en jou hele aandag word geneem op partytjies, en jy besef nie wie jou sielsake eintlik teenoor God moet wees nie. En dit gee vir ons vandag hierdie geleentheid om hier te kan staan. Maar een ding weet ek vanmôre is dat Debbie is in vrede met God. Is ons in vrede met God? Die volgende punt wat ek wil noem is, wat belangrik is die wins tot die kind van God. En dis die kernsake vir u en vir my om te weet vanmôre. Filippense 1:21 sê vir ons, hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Die lewe is Christus, met ander woorde, terwyl ek hier is, al gaan ek deur wat 'n moeilike tyd en omstandighede en krisisse en parsing selfs wat ander mense aan u en my dalk doen, weet ons op die einde van die dag, is dat terwyl ek hier is, kan ek uitroep, Here, lei my. En selfs Nita, selfs Louis, my vriend, selfs die familie en vriende wat vanmôre is, kan ek maar net sê, terwyl jy deur hierdie moeilike tyd gaan van hierdie verlies van jou moeder, van jou vrou en die vriendin wat jy gehad het, moet jy een ding weet, ons kan in Christus uitroep, Here, help my deur hierdie moeilike tyd. Dit is hoekom daar 'n wins is in Christus, want hy help 'n mens om deur die moeilike tye te gaan wanneer omstandighede daar is. Maar ook so Paulus sê dat dit vir my die sterwe ook 'n wins is. So dan vra ek vir u ook vanmôre, kan u vanmôre ook sê dat ek is bereid om vandag ook te sterf? Dis tog iets wat hier binne in die hart moet wees, wat ons tog bereid moet wees om onsself te vra, is ek werklik vandag bereid om ook my lewe af te lê aan die dood? Waar gaan ek myself dan bevind? Ons kan oor mekaar huil, terwyl ons hier is, en ons kan ook oor 'n geliefde huil, soos vandag, wat nie meer hier is nie. Maar die vraag sal altyd daar wees, was dit 'n wins? Was daar die afsterf 'n wins gewees? Die volgende punt wat ek wil aanhaal is, wat sal die regverdige na die dood
ontvang. En terwyl ek met hierdie boodskap sit ook so, dan maal dit maar ook so in my gedagtes, en ek weet, ons geliefde Debbie is ook so, die vraag, wat het sy ontvang, as 'n wedergebore kind van God? Kanker is nie 'n lekker siekte nie. En dit is iets wat deur hierdie lewe sy vloei gaan. En soos wat die woord ook sê, dat ons sterf aan iets. En die woord van die Here verduidelik ook vir ons dat Elisa self is 'n profeet van God, en konings verduidelik het vir ons dat hy gesterf aan 'n siekte wat vir hom bepaal is. Ons moenie die duiwel binne in elke siekte agter elke bos gaan soek nie. Maar God het ook 'n manier as gevolg van 'n gebroke wêreld waarin ons leef, om iemand te neem, maar wat gaan daardie persoon in Christus ontvang? En ek wil vir u lees wat Debbie ontvang het. En elke wedergebore kind van God ontvang het na die dood. En wat u en ek as 'n wedergebore kind van God kan ontvang na die dood. Openbaring 21 vers 3 sê. Hy sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Maar let op wat sê die Here vir die kinders wat by hom kom. Vers 4. Hy sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee. Al Debbie se trane wat sy gestort het, oor hierdie tydperk wat sy ook gehad het van haar siekte toestand, die oogwink toe sy haar lewe hier opgee en die sielverbintenis met Christus gemaak het, is al haar trane afgevee. En nie net dit nie, luister wat sê God. Hy sê ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Dit is daar die blye boodskap van môre. Nie dat jou ma se droefheid, haar geween, haar moeite, die laaste tyd wat jy na gekyk het en versorg het, moet jy weet vanmôre, dit is verby by die Here, en sy het nou 'n volmaakte, verheerlikte liggaam, en sy is in eenheid met Jesus Christus, en daar is geen trane meer nie. Maar weet jy wat? Ons kan streef om ook te wees waar sy is. Dit sal persoonlik wees, want die water het in die grond ingegaan, is uitgegiet. Ons kan haar nie weer terugbring na hierdie kant van die graf nie. Maar ons het ook so, een ding wat ons kan weet, is vanmôre is dit goeie gedagtes, wat sy ook by julle gelos het, as haar man, as dogter. Die laaste wat ek mee wil afsluit is, die een wat gesterf het eers hier geleef. Weet jy, Debbie se DNA is nog volop in hierdie kerk. Jou ma se DNA is vol daar by jou huis. Volop is haar sigbaarheid in goed wat nog daar is. Maar sy is nie meer daar nie. En ek wil vir hierdie gedeelte lees ook daar in Jakobus 4 vers 14 wat sê, julle weet nie eens wat sal môre gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. En dit is ook so om te weet dat Debbie het haar lewe 5 of 57 jaar het sy haar lewe hier uitgeleef. Dieselfde ouderdom as wat ek is en my vrou is en nog baie ander is. Dit is 'n tydelike reis wat God vir haar gegee het, maar ook so is die jare onbekend van 'n tydelike reis. Want ek het begrafnisse gedoen van klein babetjies, wie se tydelike reis maar net 'n paar maande oud was. En dan het ek begrafnisse gedoen van mense wat diep in hulle jare is, want dit is 'n tydelike reis en die jare is onbekend.
Dit kan môre u en ek wees. Dit kan vandag u of ek wees. Maar ook so die onbekende reis is ook so dat 'n mens moet besef is dat ons het 'n deel hier op hierdie aarde om uit te kan leef. Sommige mense het dit baie bitter deur hierdie aarde en God laat sekere dinge toe om vir ons ook insigte te kan gee oor wat ander mense deurmaak. Nie al die hel en die bitterheid en die probleme en die omstandighede is daar net om u te pynig of my te pynig nie, maar om ons begrip te gee wat ander mense deurmaak. Ek dink elke keer, dan stuur Debbie my 'n boodskap, dan sê sy vir my, pastoor, kan ek jou kom sien? Dan kom sy en pastoor Louis daarna toe. Dan praat sy, ja, kan ek nie met haar asseblief praat oor dit of dat nie. Dan sê ek vir haar, onthou net een ding, dat die Here bring sekere goed op, wat met jou gebeur, sodat jy daarmee kan deel. Sodat jy volwassenheid kan bereik in sekere dinge. Moenie alles wat met jou gebeur in die kerklewe, of in jou huwelikslewe, of in jou gesinsverband, net as 'n verdoemenis sien nie, maar sien God daar binne-in. Want die Here gee vir ons 'n geleentheid nog om hier te wees. En hoe danig sê die skrif is julle lewe tog, dat 'n mens nie sal weet wat môre sal gebeur nie. Eers is 'n mens sigbaar, soos vanmôre. Ons sien mekaar in die vlees vanmôre hier, maar daar kom 'n dag en 'n uur, soos in Debbie se woonplek nou. Haar sitplek by die etenstafel is leeg. Haar bed is leeg. Haar sitplek is leeg binne in die huis en selfs binne in hierdie gemeente. Maar een ding weet ons vanmôre, as ons net terugkyk, dan kan ons sien dat sy gedagtes, goeie gedagtes geloof. Niks is vir u en vir my gewaarborg nie. Niks is daar wat u en ek kan sê, maar ek moet en ek gaan en ek sal dit doen nie. So maklik is ons daar om mekaar seer te wil maak. En selfs so maklik is dit daar om te sit en te bedink oor hoe ek iemand anders gaan terugkry in sy lewe of haar lewe verwoes. Terwyl ons moet besef wat Prediker sê, hy sê, dit is maar tog 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Al wat oorbly van die afgestorwene is dan nou ook so in die fisiese. Jou ma se skoene is nog by die huis en haar klere is by die huis. Daar's goedjies wat jou kan herinner aan wie sy was as die vrou van hierdie man wat daar sit. Maar iewers verweer dit ook en gaan dit ook verby. Maar die blye boodskap en die gedagte is dat 1 Petrus vir ons sê in 1 vers 24, hy sê, want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here sê bly tot in ewigheid, en dit is wat die woord dan ook so aan julle verkondig. God se woord sal vir ewig en altyd bly staan. Wat se gedagte gaan ons nou aan mekaar nalat terwyl ons nog hier is? Debbie het ook besonderse dinge gedoen wat baie nie eers van weet nie. U wat haar ken as 'n vriendin dalk, u weet wat haar lewe was. Die man weet wat haar lewe was en die dogter weet nog meer wat haar lewe was. En vanmôre kan ek maar net vra dat u ook vrede sal nalat met die wat agterbly. Want wanneer iemand afgesterf het, is dit te laat vir blomme om jammer te sê. Elke week as ek daar by die begrafplaas. Sommiges sien jy, deur die jare kry nooit eers 'n blom daar nie. Maar weet jy wat, miskien het hulle 'n baie goeie lewe saam met hulle mense gehad. En dan sien jy ander mense se grafte is oorlaai met blomme, miskien oor skuldgevoelens. Terwyl ons hier is dit ook so dat die gawe van lewe in Christus is belangrik vir u en vir my. En terwyl ons die geleentheid het, vergeef mekaar, soos Christus
ons vergewe het. En my hart vanmôre is net hierin dat ons moet besef vanmôre as wedergebore kinders van die Here, en selfs die wat Christus nie dien nie, die Here is lief vir jou. God gee om vir jou bestaan. En ons het hierdie blye boodskap vanmôre dat Debbie se trane is afgevee. Sy het nie meer moeite nie. Sy dra nie meer verdriet nie. En ons eer die Here vir so 'n kosbare lewe wat sy hier op aarde kon gehad het. Sy is elkeen van ons een voor. Dis ons wat moet let op onsself en vra, Here, help my. Wanneer ek hier gaan, dat ek ook in die land van die lewenis, in die hiernamaals sal wees. Kom ons buig die hoofde. Vader, almagtige God, Here, U gee vir ons die gawe van lewe, Here. Ons het rede om maar net dit te koester, Here, en te vra, vergewe ons wat ons aan ons medemens doen, aan ons huisgesinne doen, aan ons vriende doen, Here. En help vir ons, Vader, om te bekom terwyl ons hier is, wat U vir ons uiteengesit het, Here. Ek vra die dinge alleen in Christus Jesus naam. Amen. Ons gaan nou oorgaan na die slideshow toe.
ja, dit is 'n herinnering, maar is 'n mooi memory. Mooi memory wat julle van julle vriendin het, maar ook so van jou vrou en jou ma. Miskien is ons volgende op die bord. Is iets om oor aan te dink vanmôre in hierdie oggend. Nou, ons gaan net saam staan en ons gaan sing ons tweede lied. Kom ons staan. Ons sing U is goed.
van Nita en ook die suster, maar die bedanking sal ek net doen, en Pastor Louis wil net baie dankie sê, eerstens vir almal se deelname in die opkoms vanmôre, maar ook so vir elke moeder wat bereid was om ietsie saam te bring, en die hande wat gewerk het, om alles saam te bring, vir die tee en die eetgoedjies hierna, en dan ook vir almal wat van ver af gekom het, met baie dankie te sê, die moeite te maak om hierdie dag ook so in 'n herdenking saam met die gesin te kon hê. Dan ook vir Willem wil ons baie dankie sê vir sy bydrae van die begrafnisondernemers af, wat ook alles moontlik gemaak het en uiteengesit het. En weer eens dankie vir elkeen wat bereid was om ook so deel van Debbie se lewe en bestaan hier te kon wees. Dankie ook vir julle vriendskappe, dankie vir julle bedankings, dankie ook so vir die opofferings van die tyd wat julle gemaak het om Pastor Louis en Nita te besoek in hierdie tyd, terwyl Debbie so siek was by die huis. Dit word ook opreg gewaardeer vanaf die huisgesin. En ons gaan die Kersritueel dan ook so aflê. Nita en Debbie gaan net vorentoe kom. Die kort kersie verteenwoordig die lewe wat brand hier op aarde, en wanneer dit uitgeblus word, word die lang kers wat die ewige lewe simboliseer vir die lewe hierna aangesteek. Terwyl hulle daar staan, kom ons bid net as 'n gemeente oor hulle twee. Onse Here en Hemelse Vader, Here, daar is Nita, Here, wat 'n dogter is, en Here, wat ook nou 'n baie groot leemte in haar lewe gaan hê, Here, want 'n moeder bly 'n moeder. Ons vra, Vader, dat U vir haar sal versterk en sal krag gee, om deur hierdie moeilike tyd te werk van haar verlies. Maar Here, dat sy sal altyd met vrymoedigheid na ons kan uitreik as die kerk, om daar te kan wees vir haar. Help Vader hierdie moeilike tyd, en ook Here, daar's Louis, Here, die seun wat ook sy vrou verloor het, Here. Ons vra dat hulle twee mekaar sal ondersteun onder daardie dak, maar ook dat hy die wete het, dat hy broers en susters wat vir hom omgee, en wat altyd daar sal wees vir hom. Ons vra U seën op hulle, en beskerming in Christus naam. Amen. Ons gaan nou die uitstaplied dan ook so hê, en die familie stap eers uit, en dan kan die res saam uitstap, en dan ook so maar hulle vir hulle 'n drukkie gee, en daarna sal daar tee en eetgoed wees. Dankie wel. Net my staan asseblief.